Jy moet luister na die woord vanoggend. Karen gaan vanoggend jou 'n woord deel rondom aanbidding, getiteld Geskit. En ek bid dat dit in jou hart, ek het gebid gisteraand of vanoggend en ek sê, Here, ek bid dat die woord wat uitgaan, nie langs die pad sal val en voëls dit sal kom steel nie. Here, ek bid dat dit nie sal val op rotsagtige plekke en dit sal verdroog nie. Here, ek bid dat nie verstik sal word nie. Here, ek bid dat die woord op goeie grond sal val. In Jesus se naam. Kan ek gou voordat Karen gaan preek? Johnny van Loggenberg is gisteraand opgeneem in die hospitaal. In haar 40's en hulle sê sy vermoed sy gaan 'n hartaanval kry. Kan ons gou vir haar bid? Here, waar jy sit, Vader, ons bring vir Johnny na U toe. Ek dank U dat ons vrede in die omstandigheid kan spreek. En in die oomblik daar waar sy in die bed in die hospitaal is, Here, staan by haar stil. Ons spreek genesing. Ek dank U dat sy daar die hospitaal uit sal kom en dat sy geen bewys, geen letsel sal hou van dit wat gebeur het nie. Ons spreek genesing oor haar. In Jesus naam, en ons sê, Johnny, wees genees in Jesus naam, en almal sê, Amen, amen. Kan ek ook vra vinnig, is miskien iemand wat ook 'n getuienis het, net iets wat in besonder die Here vir die laaste week of 2 gedoen het, rondom fisiese genesing, rondom voorsiening, enigiets soos dit. Ek gaan dit nie uittrek nie, maar ek wil die geleentheid gee, vir jou om aan God die eer te gee. Kom gou vinnig, hou dit kort tot op die punt, maar ek dink is belangrik. Ek moet vir jou sê, die Here antwoord ons gebede, hoor. Nie almal kon getuig altyd nie, maar ons mense wat hier sit, wat kan getuig, wat die getuienisse by ons uitkom, van hoe die Here voorsien. So, dis my belangrik dat jy sal hoor, ons bid nie verniet nie. Die Bybel sê, you have not, because you pray not. En wanneer ons bid, dan voorsien die Here. Bianca, getuig gou. Hi almal, dis nie presies, wel is 'n getuienis, maar dit is iets wat die Here op my hart gelê het nou vanoggend. 'n Paar aande terug, toe het ek gedroom. Ek het gedroom, die hele wêreld was donker. Daar was nie 'n siel wat mens kan sien nie, en ewe skielik kyk ek op. Ek was in 'n kamer gewees in 'n hoë gebou, en ek kyk op en dit lyk so sterre wat val. En ek sien ewe skielik hierdie baie helder ster wat afkom, maar dit lyk soos 'n spierwit perd met vlerke en 'n man wat op hom sit. En hoe meer hy soos afkom, hoe helderder en groter. Ek praat van enorm raak daai bal lig. En ek kom sit ewe skielik op die dak van waar ek uiteindelik in daai gebou is. En ek steek my kop uit die venster en ek kyk op. En dis 'n engel. 'n massiewe gloeiende, soos 'n goud tipe gloei aan hom, en hy kyk af en hy sê, Bianca, wees gereed. Tyd is naby. Ek het wakker geskrik, ek het gesweet, so warm het ek gekry op daai oomblik, want dit is 'n visie wat die Here vir my gestuur het, want ek het agtergekom, deesdae sit ek elke keer met myself, plaas in myself in die woord, sit ek of op die foon, of in my studies, of ja, in die familie situasies, of ek sit die Here eenkant, en dit het my bang gemaak, want dit staan in Openbaring, dat kinders gaan visies kry van die eindtyd, en dit is nou besig om te gebeur. Hoe meer julle navorsing doen en gaan vra vir die kinders daar buite, hulle sal vir jou kan sê, dat die Jesus het vir my kom kuier vanaand. Hulle sal vir jou verduidelik spesifieke images oor hoe dinge gaan lyk eendag, en die tyd is nou. En ons moet nou meer en meer as ooit om kinders nader aan God te bring. Want daar is nie meer tyd vir ons nie. Ons dink elke keer dalk môre gaan nog kom. Jy weet nie of die Jesus nou afkom nie. En die vraag is ons gereed? En ek hoop ons kan die woord so versprei. Sterkte. Amen. Dankie vir dit, Bianca. Laat hom wat 'n oor het hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Hy sê julle jongelinge sal drome droom en gesigte sien. Loof die Here. Mag ons jong mense
profeties deur die Here gebruik word. Mag die Here ons buite ons raamwerk vat. Mag die Here ons buite ons boks vat. In kerk is dit nie altyd goed nie, want dit is nie altyd maklik nie. Dit is altyd goed, maar dit is nie altyd maklik nie. Mag die Here ons jong mense gebruik in Jesus se naam. Amen. Mag die Here ook elkeen van ons gebruik soos wat hy wil in Jesus naam. Ek gaan die vra om te bly sit. Karen gaan ons bedien. Luister na die woord van die Here. Ek glo dit gaan met jou praat vanoggend. Goeiemôre gemeente. Dis vanoggend my voorreg om met jou iets te deel wat die Here met my gedeel het. En ek wil met jou vanoggend praat oor die tema geskit. En ek wil begin deur met jou te gesels uit 2 gedeeltes van die woord vandag. Ek wil begin met 2 Kronieke 20. Maar voordat ons gaan na die woord van die Here toe, kom ons bid saam. Here, ek bid vandag dat hierdie woord wat akkuraat en spesifiek is, sal uitgaan na elke hart toe, Here, en elke hart ontmoet op sy of haar plek van nood. Here, dat U akkuraat en spesifiek sal werk vandag, Here Jesus, in die harte van ons lewens, Here, sodat ons veranderd hier sal uitgaan, as wat ons hierin gekom het, in Jesus naam. Amen. So toe Andries vanoggend gepraat het, het hy so 'n bietjie van 2 Kronieke 20 aangehaal, so ek wil net vir jou die verhaal vertel, en dan is daar 'n paar verse wat ek met jou wil deel. In 2 Kronieke 20 kry koning Josafat berig, dat daar is 'n groot menigte op pad om teen hulle te veg. En hulle sê vir hom spesifiek, die woord noem dat dit is groot menigte. So Josafat en Israel, ek wil die Engels gebruik, was under attack. Het jy al so gevoel, dat jy under attack is, dat alles gaan verkeerd en alles loop skeef en jy voel net, jy is onder attack die hele tyd. En dan leer ons iets baie kosbaars by Josafat, van wat sy respons was. Die oomblik toe hulle dit vir hom sê, dis Josafat se respons, hy het die Here gesoek. Hy het 'n vasdag uitgeroep. En hy roep die hele volk bymekaar, en die hele volk soek die Here om hulp. En terwyl Josafat begin bid, herinner hy die Here aan die Here se beloftes wat die Here vir hulle gegee het. In Jesaja 62, dan sê hulle, o julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Die oomblik toe die vyand amper op sy deurdrempel is, toe besluit hy gaan die Here se aangesig soek. En hy staan voor die Here, en hy roep na die Here, en hulle roep na die Here, en hy sê vir die Here, dat hierdie is die land wat U ons na toe gestuur het, en hulle wil ons nou hier uitdryf. En die Here stuur 'n profeet om hom te antwoord. En dit is wat hy sê. Luister almal wat uit Juda is, en inwoners van Jerusalem, en U, koning Josafat. So sê die Here aan julle, wees nie bevrees of verskrik vanweë hierdie groot menigte nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Ek sê vanoggend vir die band, ons veg anderster. Omdat ons kinders van die Here is, veg ons anderster. Kan jy nou dink, die Here sê vir hulle, julle moenie vrees nie, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. God is a God of war. As jy aan sy kinders vat, dan vat jy aan hom. So as hulle aan ons vat, dan vat hulle aan hom, omdat ons aan God behoort. En hy sê toe vir hulle, in vers 17, dan sê hy vir hulle, hulle hoef nie te veg nie, hulle moet net die redding van die Here aanskou. En weet julle wat sê Josafat? Hy roep die volk bymekaar, hy sê vir hulle, julle, we're gonna strike up the band. Dis nou Karen se woorde. Hy kry vir hom die sangers bymekaar, en hy kry vir hulle al die musiekspelers bymekaar, en hy sê vir hulle, ons gaan 'n loflied tot die Here roep, en daai wat Andries aangehaal het, haal hy aan, hy sê, loof die Here, want hy is goed, en sy goedertierenheid is tot in alle ewigheid. En weet jy wat, en hulle trek voor by die geveg. Hulle loop voor, en ek kan al sien, hoe hulle al hierdie instrumente het, en hulle gaan,
En ek dink dit was 'n groot geraas geweest, want almal het die naam van die Here geloof en geprys. Want jy sien, hulle het besluit om nie te kyk na die menigte wat op pad is nie, maar om te kyk na Jesus. T.D. Jakes sê, "Come magnify the Lord with me." Dit beteken nie, God het kleiner geword nie. Partykeer raak omstandighede so rondom ons, dat ons God amper nie sien nie, want ons is so verswelg en so oorweldig deur hierdie omstandighede. En dan moet ons net partykeer opkyk en na hom kyk en hom begin loof. Jy sien die oomblik wanneer jy begin sing, Skepper van die grote heelal, dan begin jy te luister na wat jy sing. En jy vergeet na wat aangaan. En jy begin te dink, ja, hy is die skepper. Our God is greater, our God is stronger. En dan begin jy te onthou, maar al die wonderwerke wat hy gedoen het, al die wonderwerke wat hy in jou lewe gedoen het, want jy sien, dit begin jou perspektief van dit waarin jy is, of dit wat jou bedreig, begin dit af te haal, en jy begin te fokus op hom. En terwyl jy begin fokus op hom, dan begin jy agter te kom, o ja, hy is getrou, ekskuus. Hy is die waarheid, hy is die weg, hy is die lewe, hy gaan vir my 'n pad maak in hierdie woestyn, hy gaan vir die vyand verslaan. Want dan begin jy te dink aan God se goedheid. Weet julle wat wil die vyand hê ons moet doen? Hy wil hê ons moet gaan sit in sak en as. Hy wil hê ons moet defeated wees. Ekskuus vir my Engels. Hy wil hê ons moet in nederlaag gaan sit. En ons moet maar net aanvaar, ja, hierdie, jy weet, Josef kon net so wel gesê het, oh wel, hulle is nou op pad, dan is dit nou maar so, dan kom ons om, maar kom ons om. Nee. Hy het gesê, Here, U het goed vir my beloof. Daar's goed wat U vir my beloof het. En ek gaan nie toelaat dat hierdie ouens my belofte wat U vir my gegee het, uit my hart uit kom steel nie. En weet julle wat gebeur toe? Ek wil hê julle moet gou luister, volgende slide, asseblief. Okay, en hy het met die volk beraadslag en tot eer van die Here sangers opgestel, wat in heilige sieraad moes lof sing en by die uittrek op die voorpunt van die gewapenes moes sê, loof die Here want sy goedertierenheid is tot in ewigheid. Volgende vers, en kyk nou. En op die oomblik toe hulle die gejubel en lofsang aanhef. Gejubel en lofsang. Hierdie ouens het all out gegaan. Hierdie ouens het gejubel en hulle het gedans en hulle het gesê, ons gaan nie angstig rondkyk nie, ons gaan die Here begin loof. Kyk wat het gebeur. Het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergte Seir wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. As jy in die volgende verse gaan lees, dan sal jy sien, hulle het mekaar. Eers het daai ander twee, Ammon en Moab, het die gebergte van Seir se mense doodgemaak, en toe begin hulle mekaar doodmaak. En die Israeliete het niks te doen nie. Hulle was net besig om die Here te loof en die Here te prys en die Here sorg toe dat hulle mekaar veg. Dis hoe ons veg. Ons veg met 'n lied. Ons veg deur die naam van die Here groot te maak, want deur sy lofsange te besing, fokus ons op hom en sy hand, God kan net so, dan sort hy die vyand uit. Net so. Yes, worship confuses the enemy. Hulle dog toe sommer, nee, hierdie lyk soos 'n Israeliet, kom ons maak hulle dood, mental maak hulle mekaar self dood. Hulle maak toe mekaar self dood. En weet julle wat, is die tweede effek van wat hulle gedoen het. Die buit was so groot, hulle kon dit nie alles op een slag wegdra nie. Die Bybel sê hulle het 3 dae gevat om al daai goeders, die buit in te samel. 3 dae gevat. Wat is my en jou respons wanneer ons onder aanval is? Wat doen ons? Aanvaar ons dit wat op ons afkom? Of begin ons op te staan en te sê, I raise a hallelujah in the presence of my enemies.
Begin jy 'n sang te sing. Begin jy om sy lof te besing. Ek sê vir jou, daar is krag in dit vanmôre. Hierdie liedere wat ons vanoggend gesing het, is nie net liedere nie. Our God is greater. Our God is stronger. Ek bid vanmôre dat jy dit sal hoor in jou hart. And if our God is for us, then who can be against us? As ons daai stukkie sing, dan moet jy sien hoe die vyand klein, hy kom miskien in 7 of in een rigting na jou toe kom hy aan, maar die woord sê hardloop in 'n klomp rigtings hardloop hy weg. En God kom vir hulle deur. Want jy sien, worship skuif jou fokus van jou omstandighede op na hom, want hy is die een wat al die antwoorde het. Hy is die een wat al die antwoorde het. Ja, ek weet is moeilik. Maar as jy gaan besluit, Dawid skryf hy, my siel loof die Here. Weet jy dat jou gees roep uit na hom, maar is hierdie sielsmens partykeer, en hierdie ou vlees, hy wil jy altyd so saam gaan nie, jy moet hom partykeer saam sleep, en ek dink dis hoekom Dawid vir sy siel gesê het, my siel loof die Here. Partykeer gaan jy moet 'n besluit neem en sê, Here, vandag sit ek 'n sang aan. En weet jy wat, miskien die eerste 10 minute sal bietjie moeilik gaan, maar gee net bietjie kans, want dis Heilige Gees geïnspireer. Psalm 32 vers 7 sê, U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. Glo jy dat hy jou kan bewaar vir benoudheid? En dan, U omring my met vrolike gesange van bevryding. Halleluja! Glo jy dat die Here kan dit vir jou doen? So in plaas daarvan as jy onder aanval is, as jy voel alles kom teen jou, begin te sing. Daar's 'n ou sang, Suzette, nou hoop ek gaan hom onthou. You can have a song in your heart in the night. After every trial, after every mile. So maak nie saak hoe donker dit is nie, laat daar 'n lied in jou hart opkom. Dawid het iets verstaan, om God te loof in die middel van die stryd. En dan, my tweede storie. Ekskuus, kan ek dit gou bietjie? In Handelinge 16, julle ken die storie van Paulus en Silas in die tronk. En hulle is in die tronk gegooi, hulle is eers geslaan met stokke, want hulle het nou vir daai vrou gesê met die waarsêende gees, hou op, en toe gooi hulle in die tronk, want die mense is toe nou baie kwaad, want sy kan nou nie meer vir hulle geld verdien nie. So nou is hulle in die tronk. Nou hoe het hierdie tronk gelyk? Ek dink ons tronke vandag lyk nie eintlik so sleg in vergelyking met dit nie. Want ek het bietjie gaan kyk. Hierdie tronk, en ek wil hê jy moet jouself indink aan hoe dit moes wees. Hierdie tronk was stikdonker. Die Bybel sê hulle was aan die binneste kant van die tronk het hulle gesit. En hulle het vir die owerhede het vir hierdie wag gesê, hy moet mooi kyk. So hy het hulle voete in blokke vasgemaak. So dit was donker, stikdonker rondom hulle in hierdie tronk. Dit was vuil. Dit was regtig vuil. Dit was 'n slegte plek om te wees. Die vyand wil nie vir jou op 'n lekker plek hê nie. Hy wil jou hê in 'n plek wat vir jou martel. Sy hart is nie goed vir jou nie. God se hart is vir jou. En hulle is in hierdie tronk, en hierdie tronk is stikdonker en vuil. En hulle kan nie, die ventilasie in daai tronke was baie sleg. So hulle het min vars lug ingeasem. Daar was min vars lug. So kan jy dink, het moes so benoud en bedompig gevoel het. Imagine net hoe dit moes voel. Verbeel jy net vir 'n oomblik hoe dit moes voel. En dan is hulle vasgemaak met hierdie kettinge. En hulle sê in daai tyd, hierdie kettinge was nie net ligte kettinge nie, dit was swaar. Dit was bedoel om jou te martel.
Dit was hulle doel. Was nie net bedoel om jou vas te maak nie. Hulle sê daai kettinge, nê, het selfs die gewrigte, dit het hulle krippel gemaak. So jy kan nou dink, hier sit jy kan nie eens jou hand oplig nie, want hierdie goed is te swaar. Nou vat nog daarby die feit dat hulle nie eens ordentlik kos kry nie, en dat hulle liggaamlik is, hulle fisies is hulle swak. En hier sit jy, in hierdie tronk. Het jy al so gevoel? Het jy al gevoel, emosioneel is dit stik donker, daar's nie eers 'n spraakie van lig in jou lewe nie. Alles is net donker. Alles is net chaos. Alles is net vuil. Ek kry nie vars lig nie. Ek voel ek versmoor onder hierdie geweldige las wat ek dra. Kettinge wat jou martel, goed wat jou vasbind. Dit kan 'n tronk wees van omstandighede, wat al so lank so gaan. Miskien het jy pyn, fisiese pyn, die heeltyd het jy pyn. En dit voel vir jou partykeer asof jy nie kan asemhaal nie, en jy sien nie 'n weg uit nie. Miskien het jy emosionele pyn, goed wat gebeur het, goed wat jy nooit verwerk het nie, goed wat niemand van weet nie, goed wat met jou gebeur het, of van jou gedoen is, en daai pyn is 'n tronk waarin jy sit, en niemand weet daarvan nie. Dalk is jy verwerp, dalk is jy so hartseer, dat jy sukkel om uit hierdie tronk uit te kom. Het jy al so gevoel? Is dit miskien jy vanmôre, wat hartseer, dit druk net af, en hoe meer jy probeer, jy kan net nie uit dit uitkom nie. Ek het goeie nuus vir jou vandag. Ek is hier vandag om vir jou te sê, die Here is hier om jou tronk te skud in die naam van Jesus. Jy kan vir my die laaste slide opsit, Christina. Weet jy wat was hulle respons? Weet jy wat was hulle besluit? Hulle sit in 'n tronk. Hulle kan nie eers hulle hande klap nie. En hulle begin te sing. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. Hulle het gebid en hulle het lofliedere tot eer van die Here gesing. En die gevangenes het daarna geluister. Die wat rondom hulle is, so hulle het nie daar sag nie. They raised their voice to the King of Kings and the Lord of Lords, wat by magte is om hierdie kettinge waarin ek sit, vry te maak vandag. Ek spreek dit oor jou vandag. Ek profeteer dit oor jou vandag. En weet jy wat gebeur? En skielik kom daar 'n groot aardbewing. Nie net 'n aardbewing nie. Lees julle ook groot aardbewing. God kom op die toneel en hy bring 'n aardbewing. Hy bring 'n aardbewing. En daai groot aardbewing, 'n aardbewing kan jy voel. Hulle het geweet dit was 'n aardbewing. Hulle kon sien, want die goeters het begin so gaan rondom hulle. En ek is doodseker van daai mure het begin verkrummel. En hulle het gehoor die geruis. Mag jy vanmôre ervaar hoe die Here 'n skudding in jou lewe bring. Mag jy vanmôre voel hoe hy die fondamente skud van die tronk waarin jy is. Mag jy vanmôre hoor die geruis van dit wat hy besig is om te doen. Want God het nie van jou vergeet nie. Hy het nie van jou vergeet nie. Ek is hier vanmôre om vir jou te sê, dat God is op die toneel om te skud. En hy sê, hy skud, sodat die fondamente van die gevangenis geskud het. Nou ek weet nou nie so baie van bou af nie, maar ek weet, as 'n fondament gekraak is, en as die fondament stikkend is,
dan kan jy niks doen nie. So God het nie net gekom, nee, want hy sê, en onmiddellik het al die deure oopgegaan. So hy het nie net die deure oopgemaak nie, hy het die tronk vernietig. Daai tronk kon nie meer 'n tronk wees na daai aardbewing nie. Hulle kon nie meer gevangenes daarin gaan, tensy hulle eers die hele ding oorgebou het nie. So vandag wil ek vir jou sê, dis klaar met die tronk. Dis klaar met die tronk. You gotta raise a hallelujah. You gotta raise a hallelujah. Jy moet dit doen. God wil vanmôre vir jou iets doen. En as jy gaan opstaan en sê, Here, ek gaan sing U lof. Julle, elke Sondag is ons besig om dit te doen. Wanneer in jou karre en jy sit 'n liedjie aan, is dit nie net 'n liedjie nie. Dis lofprysing en aanbidding. Kan ek vir julle iets vertel, ons is daar in Benoni en ek moet die oggend East Rand Mall toe ry, goed te gaan koop vir die kerk. Nou luister ek Ron Kenoly. Jy weet, ek like musiek luister in my kar. En aan die einde van die CD, Lift Him Up, of album, ek kan nie my CD's nie, maar anyway, sing hy, If you confess the Lord, call Him up. Maar dit is so 'n song, en dit is 'n pryssong, en dit gaan mal in my kar. En in 'n oomblik ervaar ek die Here in my kar, terwyl ek besig is om op die snelweg te ry. Ek huil, en ek ervaar die Here daar in my hart, en net daar herinner hy my weer, if I confess Him, I can call Him up. Because He will come through for me. Net daar, in my kar. Was nie in die kerk nie, was nie in my binnekamer nie, ek was in my kar, maar net jy oor toe maak terwyl jy ry nie. Okay, maar wat ek vir jou wil sê is, begin net 'n song te sing. Begin net, as jy nie miskien musiek by jou het nie, begin sy lof te besing. Praat met hom. Sê, Here, U is groot en U is gedig. Daar is niemand soos U nie. U is die roos van Saron. En weet jy wat gaan begin gebeur? Jy gaan ervaar dat hierdie swaarmoedigheid, hierdie hartseer, hierdie dinge, breek hulle hou vas op jou in Jesus naam. En al die deure het oopgegaan. Die wat hulle gehoor het. Daai ouens wat in die tronk gesit het, wat nie geweet het om te prys en te worship nie, wat dalk God nie geken het nie, hulle het ook vrygekom. Miskien moet jy vir iemand anderster dalk 'n loflied sing vir die Here. Dat iemand anderster rondom jou kan hoor, He's a good God. I am blessed. I am called. Het jy geweet, jy's dit ook? Dat jy sommer vir hom kan vertel. Jy al geloop in die winkel, en dan sing jy 'n sang, en dan hoor iemand dalk net ietsie. Jy weet nie wat hulle hoor nie, en hy gaan dalk net huis toe en sê, jy het iets gesing van die Here. Miskien moet ek my Bybel gaan nader trek. Op Sondag, wanneer ons hier in corporate saam worship, is ons besig om ook vir mekaar in te tree. Dis wat ons besig is om hier te doen. Wanneer ons God loof en God prys, hier sit dalk 'n boetie of 'n sussie langs aan jou, wat deur moeilike goeters gaan. En die lofprysing van die Here bring genesing, bring bevryding, bring deurbraak in Jesus naam. Jesaja 61 vers 3 sê, He gives you a garment of praise for a spirit of heaviness. Ons lewe in 'n tyd wat die spirit of heaviness maai onder mense. Dit het 'n aanvaarbare ding geword, dit het 'n ding geword wat dit's oral. Maar God sê, ek gee jou 'n gewaad van lof vir 'n verslaag gees. Hy wil vandag vir jou aantrek. Ek sê vir die band vanoggend, jy weet soos die boksers, as hulle uitkom, hulle het mos sulke goeters aan. Voordat hulle na die fight toe gaan, hulle is so aangetrek, hulle het mos sulke gear aan, hè? Vanoggend trek die Here vir jou 'n gewaad van lof aan. 'n Gewaad van lof. If you're under attack, start praising Him. If you're in a jail cell, start praising Him. As jy moeg en afgemat voel, start praising Him. As jy voel jy kan nie meer nie, start praising Him.
Daar's so 'n prentjie van die kat gaan in en dan sê dit as jy uitkom as jy die Here, weet as jy nou ingaan in die binnekamer, lyk jy soos 'n katjie, maar as jy daar uitkom, dan lyk jy soos 'n leeu. Vol van geloof, vol van krag, vol van die Heilige Gees. Dit is wat God vir jou instoor het. Nie om rond te loop, neergedruk en versla en defeated en al daai goeters nie. Hy wil hê jy moet loop as 'n oorwinnaar, meer as 'n oorwinnaar. Dis wat hy vir jou instoor het. Ek wil vir julle nog 2 verse lees. Psalm 30 vers 12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans. Ja, dans. Dans. Ons moet miskien 'n bietjie loskom. Ons is te gereserveerd. As jy vir die bokke staan en skree, dan is jy nie gereserveerd nie. 'n koordans. Ek is die eerste een wat jou sal join. Ek gaan net my mikrofoon met neersit dan, maar is okay. 'n koordans. Hy sê, u het my weeklag vir my verander in 'n koordans. You've turned my morning into dancing. Is klaar vandag. He wants to turn your morning into dancing. En dan sê hy, u het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord. Die 83 sê, u het my rouklere uitgetrek en my feesklere aangetrek. So we gotta strike up the band en draai bietjie die volume knoppie, want die laaste gedeelte, hierdie is nou nie op die slides nie, hoor. In Josua 6 is dit Jerigo se mure. En wat sê die Here vir hulle om te doen? Hulle moet skreeu. Ja, skreeu. Die Engels sê, all people, ek het nou net 'n gedeelte, Josua 6 vers 5, ek het net 'n gedeelte uitgehaal, all people shall shout with a great shout. So dis nie soos, halleluja nie. Dis soos, halleluja! Sien ek is daarmee. Daai shout in Hebreëus beteken war cry. Dit beteken battle cry. To shout, yes, Elisha, jy is saam met my. To raise a sound. Yes, ek like hierdie ene. To give a blast. Shout of joy. If God is with you, you can trust him. Amen. Amen. En partykeer voel ons nie so nie. Ek bedoel, kan jy dink, jy sit soos Paulus, en nou sit jy in hierdie tronk, en nou moet jy begin sing. Dit maak nie sin nie. But God's kingdom is an upside down kingdom. Hy fight anderster as vir die ander mense, as wat die wêreld fight. Weet julle waar kom die sang Raise a Hallelujah vandaan? Daar was 'n Bethel Church het hom geskryf. Jonathan en Melissa Helser, die mense wat No Longer Slaves geskryf het. En in hulle gemeente, ek weet nou nie, is nou 'n hele paar jaar terug al seker, is daar 'n klein seentjie. Ek dink hy's net so oor 'n jaar. Sy naam is Jackson Taylor. En hy raak siek. Skielik. En hy het hulle diagnoseer hom met E. coli. Hy het hierdie bakterie in sy lyf. Maar dit raak al hoe erger en al hoe erger. En die ma en pa, ek dink die pa werk, hy is op een van die personeel van Bethel. En hierdie seentjie is verskriklik siek. Dit later aan tas dit sy organe en sy bloed en alles. Dis 'n 11 minute video op YouTube, jy kan dit gaan luister. Jackson Taylor, maar Jackson gespel Jackson. En sy maale is in 'n toestand. En hulle het hierdie hele familie, die hele Bethel Church wat bid. En selfs mense van oorsee wat vir hom goed stuur en wat vir hom bid en sê ons bid vir Jackson en bid vir Jackson.
En hy pa sê laterand het hy gebid alles wat hy kan bid. En hy weet nie meer hoe om te bid nie. Hy sê hy's net klaar, hy's net op. Het jy al so gevoel? En dan kom jou boetas en sissas in. Kan jy gou vir my daai video opsit, Christina? So ek het die laaste 3 minute van die video wat ek gou vir jou wil speel. Kan jy vir 'n bietjie harder sê? Dis hulle twee. I remember the night we got the text that they didn't think he was going to make it through the night. When you got the text, you just collapsed into my arms and just like began to weep. And I could just feel like we're going to lose. Like we're going to lose Jackson. Like we're not going to win this one. There's not going to be victory on this battlefield. Those moments, even though they're really hard, something within us rises up that only moments of trauma and intensity can actually call forth. In those moments for us, like the only option is like, we just have to worship. I remember standing at this crossroads and this giant of unbelief standing in front of me. Like it's your prayers don't matter. All these prayers don't matter. Like the Lord's not going to hear it. This is going to be like the other moments where you prayed with all your heart and then you buried your friend the next week. But there was like something inside of me of like, no. And the melody just erupted out of my heart that I raise a hallelujah in the presence of my enemies. He sent me a song, and I didn't know to what extent, but it said their community had prayed for Jackson, and in a spontaneous moment, they came up with a song, and so they just recorded it and sent it to me. I took that song over my phone and I played it over my son over and over again. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. And that's exactly what I was doing. I was fighting warfare, and it wasn't just me. I wasn't alone. I had people who were literally making weapons, writing songs, and sending them to us. It still humbles me and baffles me. The power of global prayer, the power of community, the power of believing together. He started talking again. What did you just paint a picture of? You could tell it was still like fragile. It was still coming back, but he was talking again, and that was like amazing. He was asking in the cutest 2-year-old voice, like everything he can imagine that he liked. I want a hamburger. I want a hamburger. But we were so happy to hear him talking again. From talking with Joel, the tone started to feel like, oh wow, we're coming out of this, I think. Just the shift internally of like we made it was incredible. We walked in to the hospital just before Christmas, and now we're sitting here with a healthy son taking his nap right now. Hey buddy, look, we're going home. Look, you haven't been outside for a month. I remember hearing the news that Jackson is coming home, and it was like Christmas. We believe in the power of praise. We've seen God do a lot. And I don't know the secret to all of it, but I do know that Jackson is well today. And I can't help but wonder or think that that praise had a part of that. Amen. The power of praise. Kan die band vir my opkom? En Ilse en Martha ook, as julle vir my kan kom help. Weet jy wat beteken hallelujah? Hallelujah beteken praise the Lord, of God be praised. So hierdie song is geskryf in iemand se donkerste uur. En hulle het gekies om te sê, Here, I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. Want wanneer jy onder attack is, dan roep daai unbelief die hele tyd na jou toe. This is a relentless voice that keeps on firing and firing and firing and firing. Wacht voordat julle begin hoor. I raise a hallelujah. So you gotta stand up. En al is jy in 'n tronk, al is jy in 'n tronk van omstandighede, iets het vir jou tronk geword, jy het dit dalk nie eers geweet
weet nie. Jy het dit maar net begin aanvaar, want dis nou maar hoe dit is. God wil nie jy moet met pyn leef nie, hy wil nie jy moet met hartseer leef nie, hy wil nie hê jy moet gebukkend gaan, en God wil hê jy moet leef in die vreugde en in die vrede van die Here. Dis jou deel. Dis jou deel. Gooi vanmôre af jou roukleed. Gooi vanmôre af jou weeklag. En trek jou feesklere aan vanmôre.